En toe het ek 'n paar vriende gehad wat in witchcraft en satanisme en boeddhisme en 'n paar ander gelowe begin beoefen het. In 1998 is dit ek regtig 'n selfmoordpoging toe gedoen. Toe sy hande so op my lê en in daai oomblik word ek weggeruk in die hemel en begin die Here vir my wys hoe lyk die hemel. Ek voel hoe hierdie swart goed uit my kop uitgetrek word. Maar aan die ander kant is daar ook 'n fisiese siekte wat depressie is. Baie welkom by die getuienis. Ek kuier vandag saam met Kevin, maar ek wil eers vandag begin met 'n skrif in Psalm 34 vers 18 wat sê, ek gaan hom in die Engels lees, "The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in the spirit." Vandag se getuienis is my verskriklik powerful, want Kevin gaan vir ons vertel van selfmoord, van witchcraft en van die oosterse gelowe waarin hy betrokke was, en dit gaan soveel hoop vir mense bring. En dit is so belangrik dat ons as ouers, ons kinders al van 'n kleintyd af leer van die geestesrealm, want as ons onkundig daarin is, kan dit ongelukkig die verkeerde deure oopmaak, en dit is presies wat met Kevin gebeur het. Maar kom ons luister vandag, wat het hy vir ons te sê? Kevin, baie welkom. Baie dankie, Anita. Gee net vir ons 'n vinnige agtergrond van jou kinderjare. Jy het gemention dat jy al van kleins af al uitdagings gehad het, van geboorte af tot en met die ouderdom van 17. Vertel net, geef ons 'n bietjie agtergrond van Kevin. Ja, so ek is gebore met 'n gesplete verhemelte. So wat dit beteken is, op die ouderdom van 6 maande het ek al klaar my eerste operasie gehad, en ek moes dus 17 operasies kry van 6 maande tot 17 jaar oud. So een operasie 'n jaar, en dit beteken dat hulle moes 'n klomp van my gesigdefekte en goeders regmaak, en spraak, en ek kon byvoorbeeld nie melk drink toe ek klein was nie. So my ouers het my met 'n teelepel kos gegee. So dit was 'n hele proses om daai situasie te bestuur, en ek moet sê ons het van die beste dokters gehad, en hulle het my deur daai proses gevat, maar die realiteit is jy word nog steeds groot in 'n groot deel van jou kinderlewe word in hospitale spandeer. Ja, en is nie iets wat jy altyd verstaan as 'n kind nie. Nee. Jy het jou hart vir die Here in 'n tyd, jy kom uit 'n gelowige huis uit, maar daar was 'n stadium dat jy jou hart vir die Here gegee het, en nadat jy jou hart vir die Here gegee het jy 'n geestelike ervaring begin, daar's dinge wat jy ervaar het, maar niemand kon vir jou verduidelik het wat dit is en hoe dit is nie, maar daarna het jy betrokke geraak met witchcraft en oosterse gelowe. Hoe dit daarop neergekom? Ja, so toe ek is gered in 1994, ek weer eens kom uit NG Kerk, net 'n normale Christelike ouelike huisgesin, niks spesiaal nie, en toen 94 het ek regtig ervaring met die Heilige Gees gehad en begin die geestelike dimensie ervaar. Engele en Here het fisies my kerkkamp, onthou ek oom Harold White en sy hande so op my gesit, en en toe het ek regtig begin hierdie ervaring sê, waar ek regtig die Here ervaar het, maar my Christelike vriende kon nie regtig vir my verduidelik wat het gebeur nie. En toe het ek 'n paar vriende gehad wat in witchcraft en satanisme en boeddhisme en 'n paar ander gelowe begin beoefen het, en hulle het regtig vir my baie van my vrae oor die geestelike dimensie vir my kon begin antwoord. So ek moes daai proses met hulle deurwerk, en toe regtig begin, soos wat ek in die oosterse gelowe betrokke raak, veral boeddhisme, en hy het antwoorde vir my gehad, wat my Christelike vriende nie vir my kon sê wat gaan aan nie. En toe ek regtig in 1909, want in 1998 is dit ek regtig 'n selfmoordpoging toe gedoen, en toe ek op die leerklim in myself hang, en die touw het actually gebreek. Sure. En ek net op die grond, en ek wen ek 'n vasbeslote persoon, so ek het toe weer opgeklim en die touw weer begin vasmaak, en in daai oomblik sê die Here vir my, en ek het nie geweet is Jesus op daai stadium nie, gee my 'n week en ek gaan myself aan jou bewys. Wow. En in daai oomblik
ek besluit toe, okay, ek gaan nie Here 'n week. Ek het nou boeddhisme probeer, ek het nou die Koran gelees. Ek het alles gedoen wat ek kon doen om uit te vind en miskien en my ouers op daai stadium vat my toe na 'n kerkkamp toe en op daai stadium 1998 is toe wanneer Harold Weiss sy hande so op my lê en in daai oomblik word ek weggeruk in die hemel en begin die Here vir my wys hoe lyk die hemel. Buite en ek net, soos Paulus sê, ek weet nie of ek in die liggaam of buite die liggaam was nie, maar in daai oomblik het ek net gestaan en huil, maar in die geestelike dimensie kon ek verstaan hoe werk die geestelike dimensie en baie van wat in die eerste 2 boeke van Openbaring staan, het ek fisies ervaar. Wow. En toe ek terugkom, het ek besef, in my liggaam terugkom en in die kerkkamp staan en huil, besef, maar iets het nou verander. Ek verstaan wie God is vir die eerste keer. Sure. Wow. En daar het vir jou, daai openbaring het jou hele lewe verander, want daarna het jy deur bevryding gegaan, want dit was toe nou vir jou belangrik, omdat jy al hierdie oosterse gelowe en daai boeddhisme en al daai goeders en witchcraft, daar het jy verskriklike deure oopgemaak, en dit was vir jou belangrik gewees om deur bevryding te gegaan het. Hoe was daai pad vir jou gewees? Ja, ek het toe by 'n kerk betrokke geraak waar ons gebly het hier in Centurion en een van die pastoorsvrouens het toe deur 'n proses van bevryding gegaan saam met my. Maar ek dink dis moeilik om vir mense te verduidelik want jy gee jou hart vir die Here, maar nou is daar 'n proses betrokke. Ja. Nou moet daar goed gebeur. En ek het nog steeds in daai proses het ek nog steeds elke oggend wakker geword en ek het dit al vanaf ek klein is elke oggend wakker geword met hierdie behoefte om selfmoord te pleeg en te dink, maar daar is net een uitweg. En alhoewel ek 'n Christen geword het en deur die bevryding gegaan het en daar nie weggegaan nie, ek het toe daarna by Neville Norden gaan swat en by Lewende Woord Bybelskool gaan swat om te probeer om uit te vind wat ek het nou goed ontmoet, maar hoe sit ek die teologie bymekaar? Ja. Wat het ek nou regtig ervaar? En kan ek hierdie antwoorde in Christendom ontvang? En hoe het jy ontslaag geraak van die doodsgees? Want kom ons praat daaroor. Dis 'n onderwerp wat min mense wil oor praat, is oor selfmoord, want dis iets wat jy nie met almal wil deel nie. Jy wil nie hê mense moet dit weet nie. Maar jy verstaan absoluut daai battle, because it's a battlefield of the mind. Dit begin alles in die gedagte en dit speel oor in jou lewe en die Here sê die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En dit is waar jou vlees swak was, want jy het gevoel, maar dit is die enigste uitwerking, maar tog het jy daai werklikheid in jou hart gehad en daai openbaring van die Here gekry. Dis nie van hom af nie, maar tog moes jy deur daai bevryding gegaan het om hierdie doodsgees. En dit is wat mense, ek glo daar is soveel mense wat met hierdie selfmoordneiging sit en self nie weet hoe om van dit ontslae te raak nie. Vertel, kom ons gesels 'n bietjie oor selfmoord. Ja, so ek dink in COVID het daar baie dinge gebeur. En selfs na ek teologie geswat het en toe begin werk het in die 2000s, daai konstante elke oggend opstaan en te sê ek wil eerder dood wees. Of as ek dood gaan, sal die emosionele wroging hier binne my gaan dan stop. Sure. En elke aand gaan slaap jy en vra van die Here, kan hy jou nie kom haal nie? Kan jy nie vandag eerder dood gaan nie? En in COVID het ons hierdie ding al hoe meer begin ervaar. Depressie is 'n siekte. Soos jy kry emosionele depressie en dan gaan dit oor na 'n fisiese depressie in jou liggaam wat met hormoonwanbalans uit te waai het. En dis wat ek regtig gehad het. So aan een kant het ons die geestelike goed uitgesorteer. En in COVID het ons almal, dis asof die hele wêreld ons moes begin kyk, wat gaan met jou geestesgesondheid aan? Wat gaan eintlik met hierdie ding aan? En ek het boeke geskryf en die Here het in COVID my begin 'n pad stap oor hoe om te bid, hoe om regtig my gedagtes te begin uitsorteer. Maar ek is eintlik saam met 'n vriend Indonesië toe en 'n pastorale vriend van my, hy daar gaan bedien en ek het saam met hom gaan bedien, maar in daai proses en niemand het vir my gebid nie, niemand het hande opgelê nie, maar in Indonesië, in Jakarta, onthou ek ons gaan eendag na 'n huisgroep toe en ons gaan bedien
en die Here, die Heilige Gees stap in die kamer in, en dit is asof hy sy hand op my, as die Heilige Gees sy hand het, so, maar hy sit sy hand op my kop, en dit is asof ek voel hoe hierdie swart goed uit my kop uitgetrek word. En daai oomblik, vir die eerste keer is dit stil in my gedagtes. En dit is asof die Here onmiddellik daai gees van die dood en daai depressie kom genees het. So, ek dink ons sit met 'n groot geraamte in die kas as 'n gemeenskap. Ons praat nie oor hierdie ding nie. Baie mans veral praat glad nie oor wat regtig in hulle koppe aangaan nie. En ons sit met hierdie geraamte in die kas waaroor ons glad nie mag praat nie. Niemand mag daaroor praat nie. En wat dan gebeur is ons is nie besig om fisiese dinge te doen om dit uit te sorteer nie. In my geval en ek sien hoe die Heilige Gees dit fisies kom genees. Soos wat ons in enige genesingsbediening vir iemand sal bid met 'n rugpyn of met 'n oogpyn of whatever jou probleem is, kom die Heilige Gees en hy genees dit. Maar ek voel in hierdie seisoen waar ons al hoe meer sien hoe ons geestesgesondheid besig is om af te gaan en sielkunde help net tot op 'n sekere punt. Ek was na sielkundiges toe, ek het deur 'n hele proses gegaan om daai goed te probeer uitsorteer. Ek het in my taal gebid, ek het alles gedoen wat die kerk vir my gesê het om te doen. En ek het deur ander prosesse gegaan en verloningsgebede en ons het hierdie bloedpyn ding, ons het dit en al daai goed is belangrik. Dis alles boublokkies in hierdie proses. Maar daar is 'n oomblik wanneer die Here soewerein inkom en hy regtig dit kom uitsorteer. En ek voel dat in die kerk gaan ons begin sien hoe die Heilige Gees al hoe meer pastore begin gebruik om hierdie geestesprobleem uit te sorteer. En dat dit nie meer 'n geraamte in die kas is nie, maar dat ons die kas kan oopmaak en sê die Here wil die geraamtes begin uitsorteer. En ja, 'n deel daarvan is okkulties en ons het lering oopgemaak en dan moet bevryding kom. Maar aan die ander kant is daar ook 'n fisiese siekte wat depressie is, wat die Heilige Gees wil kom gesond maak. ADHD, al die ander probleme wat ons nou begin sien met aandagafleibaarheid en kinders wat net sukkel met hulle geestesgesondheid. Want hulle het in COVID nie maatjies gehad nie. Hulle het in COVID almal by die huis gesit en nie geleer hoe om met iemand te werk nie. En nie verstaan hoe werk dit om met iemand te sit en met hulle te praat nie. Sure. Nou, as daar iemand is wat luister na jou getuienis en hulle, soos jy sê, die vrouens is altyd maklik om te praat, maar dis die mans wat dit moeilik vind om te praat. As 'n man dalk nou, of selfs 'n vrou, ek kan niemand uitsonder nie, na jou getuienis luister en sê, maar ek het al alles probeer. Wat is dalk nog vir my om hierdie ding te oorwin? Ek dink ons 'n paar stappe wat niemand wil hoor nie, maar ons moet daaroor praat. Jy gaan met iemand moet praat. Jy moet hulp soek. So in die eerste instansie het ek sielkundiges gaan sien. Ek het beraders en kerkberaders gaan sien. Ons moet praat oor hierdie ding. As ons nie gaan praat soos wat ek vandag oor praat nie, gaan hierdie geraamte in die kas bly. En niemand gaan nou in ons gaan in die stilte aantaaf oor wat in ons koppe aangaan. En die Bybel praat van die transformasie van jou gedagtes. Dis reg. So daar is maniere om die Bybel te lees en in jou taal te bid. Daar's verskillende maniere wat jy kan gee om te sê, jy kan in jou gedagtes in jou taal begin bid. Jy kan die Bybel vat en begin net een skrif, nie die hele Bybel, vat een skrif en begin daai skrif oor mediteer. So daar is maniere om jou geestelike gereedskap wat die Here vir ons gegee het, te begin gebruik om ons gedagtes te vernuwe. Maar op dieselfde tyd voel ek daar's die Heilige Gees wil ook 'n ding kom doen in mense se lewens. Die Heilige Gees wil geeswerking uitstort om mense te kom genees. En daai gebeur in gemeenskap in die kerk, sowel as in ons moet begin met mense praat hieroor, sodat ons kan begin besef, maar in hierdie kerkomgewing, in hierdie groepomgewing, waar ek net vriende kan wees, waar ek myself kan wees, is dit okay om te sê ek is nie okay nie. Ja. Ek is nie okay nie. Hier gaan iets in my kop aan. Ek wil heeldag en aldag en ek self moet neigings. Ek kyk na my situasie. Ek sien as 'n man in die huidige situasie van Suid-Afrika, sien ek nie waar ek werk kry nie.
daar's ekonomiese probleme, daar's gesinsprobleme, ons sit met gesinne wat onderdruk is en ons moet begin uitreik na die kerk en die mense rondom ons toe en begin om wat in Engels 'n support structure te begin bou. Ja. Jy kan nie isoleer nie, want isolasie is die eerste stap na selfmoord. Sjoe. So die oomblik wat jy begin om jouself te isoleer, moet jy besef jy's nou met die gevaarlikste ding besig. Ja. En daar is medikasie in hierdie proses. So ek sê nie ons hoef net geestelike antwoorde te kry nie. Daar is medikasie wat mense kan drink, maar ek is op 'n plek wat ek voel want soos wat die Here vir my gedoen het, kan hy sy hand in jou situasie indruk. Waarever jy vandag sit en nie luister, kan hy sy hand in daai situasie indruk en jou kom begin genees. En daar is stappe wat die Here wil begin doen om mense vry te maak. Want dit is op die einde van die dag wil die duiwel kom en hy wil mense uit ons communities begin steel. Hy doen. Mense wat die Here wil gebruik en hy wil jong mense kom begin steel wat gewoond is om net in die 4 mure van hulle kamers te lewe, met hulle iPads of hulle fone voor hulle en nie weet wat is die toekoms nie. En ons kyk na al die nuus, ons kyk na al die goed wat gebeur en ons sien 'n klomp jong mense wat nie hoop het nie. En wat nou kyk na die toekoms en sê maar wat gaan ek eendag word? As AI nou my wêreld oorvat en al die werke oorvat, wat gaan van my word? Waartoe is ek op pad? En omdat ons nie in 'n situasie, 'n samelewing lewe waar hierdie goeders nie oor gepraat word nie, sit ons met hierdie geïsoleerde mense wat nie eintlik na 'n community kom en sê ek het hulp nodig. Ek het antwoorde nodig. Ek moet met iemand praat oor hierdie ding. Ja. Jy praat nou van bloedlynvloeke. Kan depressie en selfmoord ook 'n bloedlynvloek wees? Verseker, en ek dink ons moet begin kyk na natuurlik is daar, as jy in rituele betrokke was, of as jy of jou ouers in een of ander ding betrokke was, is daar goed wat die Here wat hulle kon oopgemaak het oor jou. So aan die een kant, as jy weet jou familie was met die okkulte of oosterse gelowe of met yoga en sulke tipe goeders betrokke, dan moet ons 'n gesprek hê om te sê wat kan ons doen om verloningsgebede te bid en daai deure te begin toemaak. Daai kontrakte wat daar in die gees lê, om daai goed te begin opskeer. En daai hou vas wat die demoniese geestesrealm op 'n persoon het om daai net te begin afbreek. Maar op dieselfde is al 2 aspekte daarvan. Aan die een kant is daar bloedlynvloeke en goed wat ons moet uitsorteer, maar aan die ander kant moet ons ook in 'n plek inkom wat ons besef die teenwoordigheid van God verander alles. Absoluut. En ons moet die teenwoordigheid van God begin prioritiseer. Ja. So en wat ek sien in die Bybel is oral waar die ark was. Ja. Ek onthou die storie van Israel en hulle het die ark gesit in 'n plek terwyl hulle hom teruggevat het en daar was 'n afgod gewees en die afgod het neergeval op die grond sonder dat iemand betrokke was. So wanneer die ark van God binne in ons harte, wanneer ons begin om die teenwoordigheid van God te begin hanteer soos 'n ark wat binne ons is, begin daai teenwoordigheid al die ander goed om ons moet begin buig voor daai ark. Absoluut. Maar ons moet die ark begin, ons moet die teenwoordigheid van God die prioriteit in ons lewe. En as ons dit doen saam met die bevryding, saam met die bloedlynvloeke wat ons uitsorteer, saam met al hierdie dinge wat ons met verloningsgebede oor sê, as ons daai goed begin saamsit, dan begin ons sien, maar die hele prentjie begin soos 'n legkaart bymekaar kom en hier's bevryding moontlik. Jesus sê, gaan uit en maak disippels, maak mense vry. En ons moet op 'n plek kom, want ons as kerk begin sien hoe mense vry word van goeders wat al jare in hulle families betrokke was. Ons kan nie 'n jong generasie hê wat in selfmoordgedagtes vasgevang is, omdat hulle ouers en hulle families beloftes gemaak het oor hulle en besluite gemaak het namens hulle en nou sit hulle in hierdie tronke van hulle eie gedagtes. En so ek dink aan die een kant as ons as kerk moet begin besef ons moet hierdie teenwoordigheid van God deur
worship, aanbidding is belangrik. Worship en gebed is belangrik. So ons moet daai aspekte in die kerk begin struktureer, sodat die teenwoordigheid van God regtig beskikbaar is in die gemeente. En terselfdertyd moet ons bevrydingsbediening hê, wat met mense sal gaan sit en sê, kom ons gaan kyk wat is die patrone in jou lewe. Is daar heeltyd siklusse wat herhaal? En kan ons begin om iets te doen om hierdie ding uitmekaar uit te haal? Ja. So daai twee aspekte dink ek gaan regtig 'n impak maak in ouens wat depressie het. Want ons sit met 'n generasie, ons sit met 'n probleem. En al is daai probleem 'n stille sweye. En ons praat nie oor wat hier aangaan hier agter die toedeure van ons huise nie. En ons praat nie oor wat ons aangaan agter die toedeure van ons kamers nie. Ons sit met ons selfone en ons iPads en ons sit met hierdie gedagtes, maar ons het nie regtig uitdink vir daai nie. En eintlik sit ons met 'n klomp mense en 'n klomp dronke. En as gevolg daarvan kan ons nie regtig die wêreld bereik nie. Nou Kevin, as gevolg van dit waardeur jy gegaan het die Here dit op jou hart gelê om self bediening te doen. En jy help mense online, jy skryf boeke, jy doen teachings. Vertel vir ons 'n bietjie meer van jou eie bediening. Ja, so aan die een kant het ek 'n boek geskryf oor gebed, in die Engelse titel Contemplation. So ek het gaan kyk na die bediening se naam is One House. So ek het gaan kyk na waar kan ons gaan kyk in die kerk se geskiedenis, hoe werk gebed? Ja, ons lees gebed in die Bybel, maar hoe doen ons dit prakties? Hoe gaan ons prakties hierdie gebed se lewe begin toepas? Ja. So daar's 'n paar goed wat ek daar gedoen het. Ek is besig om online YouTube teachings te begin release oor ek het 'n boek of 'n doktersgraad gedoen oor Andrew Murray se lewe, so om te kyk wat is sy disippelskap bloudruk vir die kerk. Hoe kan ons daai disippelskap proses wat hy al daai jare terug gedoen het, hoe kan ons dit in mense se lewens toepas en die kerk help om mense te disipel? Want as daar regtig wat ek voel gaan kom is ek sien en die jong mense gaan begin kerk toe kom en die Here gaan 'n ding begin doen, maar ons gaan nie meer die mense hê om so noodwendig so baie mense een op een te kan counsel nie. So wat is die proses om dit te doen? En dan derdens, natuurlik is ek in die bediening, sit ons met mense en probeer hulle help. Ja. Daar is 'n victory, maar wat ek ook wil sê is die realiteit van hierdie ding is dat ja, die Here kom genees jou soos wat hy my genees het, maar nou moet daar wat ek noem mental hygiene gebeur. Ons moet hierdie ding begin, ons moet dissiplines neersit om ons gedagtes skoon te hou, net soos dan 'n borsel. Ja. As die Here het jou nou vrygemaak en jy neem nou en jy's nie meer in die selfmoordstryd, jy staan nie meer elke oggend op met hierdie wat ek noem 'n death wish nie. Ja. Jy staan nie meer elke oggend op en sê ek wil myself doodmaak nie. So daai is 'n groot ding. Daai verander jou hele lewensuitkyk. Maar nou moet ons 'n paar dissiplines toepas. Ja. En dit is hoekom ek die boeke geskryf het en die wat ek nou doen, om mense te leer wat is die dissiplines wat jou kan help om hierdie mental hygiene toe te pas. Soos dan 'n borsel. Ja. Vir die wat wil uitreik na Kevin toe, op die skerm sal sy e-pos verskyn. As jy sy boeke wil in die hande kry of selfs met hom in kontak kom om julle te bedien, selfs as julle wil uitnooi en dat hy julle kom bedien, julle kan hom op die e-pos kontak. Daar is iemand wat vandag 'n heel moontlike woord nodig het, maar ek dink belangriker 'n gebed. Wil jy nie vandag vir iemand 'n gebed doen nie? Okay. Heilige Gees, ek kom nou en ek vra jou Jesus dat jy elke persoon wat na hierdie video sal kyk, Heilige Gees, ek vra dat jy daai gees van die dood nou sal kom begin aanvat in hulle lewens. Heilige Gees, ek dank U vir elke persoon wat vandag na hierdie video kyk en ek vra dat U sal kom en dat U mense sal kom vrymaak. Of dit 'n man of 'n vrou is of dit kinders is. Wie na hierdie video kyk, tieners, jong seuns, want wonder hoekom is ek op aarde? Hoekom is ek hier? Ek wil eintlik môre doodgaan, dan gaan hierdie pyn net eindig. Heilige Gees, ek vra dat jy nou sal kom en Jesus dat jy daai mense sal vrymaak. In die naam van Jesus vra ek dat U die gees van die dood in hierdie binnekamers van mense se lewens en in hulle harte en in hulle gedagtes sal kom begin stil maak. En dan van vandag 'n daadwerklike skuif in hulle lewens sal plaasvind. Ek vra dat jy mense wat
wat selfmoord oorweeg, sal begin intrek in gemeenskappe, sal begin verander. En ek vra dat daar nou 'n nuwe ding sal gebeur in mense se lewens en dat dinge sal verander, dat dinge nooit weer dieselfde sal wees na hierdie video nie, in die naam van Jesus. Amen, amen. Kevin, baie dankie dat jy hierdie getuienis met ons gedeel het. Ek glo daar is iemand vandag wat hierdie getuienis nodig het. En as jy weet van iemand wat hierdie getuienis nodig het, share hom. Dis hoekom dit op YouTube is. Share soveel as wat jy kan, want jy weet nie wat se verskil jy in iemand se lewe kan maak deur die getuienis van Kevin nie. Kevin, baie dankie. Ons bid, daar's eers vir jou 'n beker. Dankie. En ons bid dat die Here jou kragtiglik gaan gebruik in jou bediening en die pad vir julle vorentoe, dat julle gaan in oor staan, dit wat hy vir julle gaan doen. Ons sê net baie dankie vir jou bereidwilligheid en jou gehoorsaamheid. Dankie Anita, dankie vir die platform. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.